Vandag wil ek 'n vraag ondersoek wat skielik baie werklik geword het. Wat gebeur met globale politiek wanneer die idee van 'n gedeelde, reëlgebaseerde internasionale orde begin verswak en groot moondhede toenemend optree sonder om te wag vir die wettige goedkeuring of multilaterale konsensus? Gebeure soos die Oekraïense-Russiese oorlog, die Amerikaanse militêre operasie in Venezuela en die groei van spanning en konflik tussen state wêreldwyd dui daarop dat ons waarskynlik 'n baie meer onsekere fase van globale politiek betree. Vir dekades, ten minste in teorie, het internasionale betrekkinge op 'n paar sleutelnorme berus. State moet nie ander state binneval nie, soewereiniteit maak saak, geweld moet slegs in selfverdediging of met die steun van Verenigde Nasies gebruik word, en geskille moet meestal deur diplomatie opgelos word. Daardie norme was nooit perfek nie. Hulle is geskend, soms skouspelagtig, maar hulle het wel 'n gedeelde taal van wettigheid en legitimiteit geskep. Wat gebeur as selfs daardie taal begin verdwyn? Kom ons dink aan 4 moontlike toekomste wat die volgende paar jaar kan ontvou. Die eerste toekoms is 'n terugkeer na die klassieke magspolitiek. Mag maak reg. In hierdie scenario tree groot moondhede toenemend eensaidig op en die koste van ignoreer van internasionale reg daal. Die boodskap word: as jy die mag het om iets te doen en die bereidwilligheid om die gevolge te aanvaar, kan jy waarskynlik. Dit sou meer volmagoorloë beteken, meer druk op swakker state, groter bereidwilligheid om geheime en direkte geweld te gebruik om strategiese belange te beskerm. Kleiner lande mag blootgestel voel, hulle keuses krimp, tot of wat hulle met 'n magtige beskerming kan saamwerk, of skarrel om afskrikking te verkry, het sy deur wapenaankope, buitelandse basisooreenkomste of interne militarisering. Die globale atmosfeer word meer bros. Afskrikking en vrees doen die werk wat norme en wetgewing eers probeer doen het. Stabiliteit is steeds moontlik, maar dit is stabiliteit wat deur mag afgedwing word, nie deur beginsel nie. Die tweede toekoms is gespanne multilateralisme. Die stelsel kraak, maar dit stort nie in duie nie. Hier groei die terugslag teen eensaidige optrede. Middelmoondhede, dink aan state in Afrika, Latyn-Amerika, Europa en Asië, begin sterker internasionale meganismes eis, juis omdat hulle kwesbaar voel. Daar mag oproepe wees om globale instellings te hervorm, verteenwoordiging te herbalanseer en die reëls vir wanneer state geweld mag gebruik, verduidelik of te versterk. Die Verenigde Nasies verdwyn nie. In plaas daarvan word dit 'n betwiste area waar legitimiteit voortdurend onderhandel word. Hierdie toekoms herstel nie die perfekte reëlgebaseerde stelsel nie, maar dit hou wetgewing en norme lewend as 'n vertrekspunt. Beskermingsmaatreëls wat steeds saak maak, selfs al word hulle soms onvoldoende om werklike gesag uit te oefen. Die derde toekoms is 'n volledige multipolêre wêreld met mededingende norme. In plaas van een globale orde bestaan verskeie magsentrums. Elkeen wat sy eie weergawe van legitimiteit bevorder. Alliansies word meer vloeibaar. Lande vorm ooreenkomste gebaseer op strategiese voordeel eerder as op gedeelde politieke waardes. Streeksmagblokke neem toe in belangrikheid. Sekuriteitswaarborge maak meer saak as regsargumente. Soewereiniteit word iets wat nader aan 'n bedingingsmiddel as 'n beginsel. Hierdie wêreld is nie noodwendig chaoties nie, maar dit is onvoorspelbaar. Aksies word nie beoordeel of hulle aan gedeelde wetgewing voldoen nie, maar of jou vriende jou ondersteun en jou mededingers nie. Die vierde toekoms is 'n hibriede wêreld, gefragmenteer, maar norme word in streke gehandhaaf. In hierdie scenario verswak globale norme, maar streeksnorme versterk. Organisasies soos die Afrika-Unie, ASEAN op Suid-Amerikaanse liggame mag meer gestruktureerde sekuriteits- of beminningsrolle opeis. Plaaslike reëls bestaan, saam met globale dubbelsinnigheid. Sommige dele van die wêreld mag meer ordelik word, selfs terwyl ander meer wisselvaardig word. Diplomatie word meer gelokaliseer, vertrouensnetwerke vorm op streekvlak eerder as wêreldwyd. So watter van hierdie toekomste is die waarskynlikste? Die waarheid is dat elemente van al 4 reeds sigbaar is. Ons sien magspolitiek terugkeer,
multilaterale instellings wat sukkel, maar steeds funksioneer, streeksalliansies wat versterk, en middelmoondhede wat daarop aandring dat soewereiniteit steeds saak maak. 'n Paar aanwysers is die moeite werd om in die nabye toekoms dop te hou. Eerstens, hoe reageer state op diplomatieke vlak wanneer groot moondhede hulle buite gevestigde wetlike raamwerke optree? Veroordeel en weerstaan hulle dit, of pas hulle stilweg aan? Tweedens, ontstaan 'n nuwe alliansies en veiligheidsreëlings, veral onder state wat blootgestel voel. Derdens, hoe regverdig groot moondhede hulle optrede? Selfs magtige state soek steeds legitimiteit. As die taal van wettigheid heeltemal verdwyn, sê dit vir ons iets diepgaande oor waarheen ons op pad is. En laastens, wat gebeur by die brandpunte? Oekraïne, Taiwan, Midde-Ooste en Latyn-Amerika. As eensydige optrede daar genormaliseer word, kan dit elders versprei. So is die weg nie met idee. Vir byna 80 jaar het die wêreld ten minste met die idee geleef dat mag aan reëls moet voldoen. As daardie idee verswak, sal geopolitiek nie bloot oral gewelddadig word nie, maar dit kan minder voorspelbaar, meer transaksioneel en meer afhanklik van rou vermoëns as gedeelde beginsels word. Dit beteken dat kleiner en middelgroot state, insluitende die van die globale suide, die ware bewakers van stabiliteit kan word. Hulle het die meeste om te verloor van 'n wêreld waar die reg buig na mag. Die komende jare mag dalk nie besluit of ons ou wêreld terugkeer of 'n nuwe een betree nie, maar hulle sal onthul watter kant toe die balans sal kantel. En ons kyk. Dit is die toekoms onder die soeklig. Ek is Rian van Vuren, jou gasheer, bly weetgierig en kyk vorentoe.